lig op lig, Maluti FM 97.1, byna aan die einde van ons program, en ons lees vandag Handelinge hoofstuk 2, vanaf vers 14, Petrus se toespraak op Pinksterdag. Handelinge hoofstuk 2, vers 14. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en die heerlike, glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur kragtige dade. Die wonders en tekens wat God by julle laat doen het, daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer, en julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom uit die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja, meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe. Want U sal my nie doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek vir julle dit duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet en hy het geweet dat God met die eed aan hom beloof het, dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van Christus vooruitgesien en gesê, hy is nie in die doderyk oorgelaat nie, en sy liggaam het nie vergaan nie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan ons almal getuies. Hy is verhoog in die regterhand van God en hy die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie en tog sê hy, die Here het vir my, Here, gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyand aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Hierdie gedeelte Handelinge 2 tot by vers 36 in die 83 vertaling. Ons hoor dat die Here met sy volk praat, met die gelowiges praat, ja ook met ongelowiges, en hulle aanroep om God te eer, op verskillende maniere. Hy verduidelik vir ons in hierdie gedeelte dat ons moet weet dat hy 'n God is wat oor geslagte heen dit wat beloof is ook laat gebeur. Net soos met Dawid, voorvader van Christus, en wie beloof is dat een van sy nakomelinge die Messias sal wees. Ons weet natuurlik Messias in die Ou Testament en Christus, Nuwe Testament, is dieselfde betekenis. Dit is net die Grieks wat Messias is en dan die Griek in Hebreëus
die Messias is, en in die Grieks natuurlik Christus, die gesalfde. Duidelikheid, hierdie gedeelte laat ons hierdie boodskap moet verkondig. Net soos van ouds, oor die hele wêreld, met alles wat ons het, maar ook met ons woorde, met ons dade, waar ons gaan, dit wat ons sê, sodat ons op elke plek deur God gelei en bemagtig kan word, om die regte ding te doen, te sê, tot eer van sy naam, tot uitbreiding van sy koninkryk. En waar het vir miskien moeilik is, of uitdagend is, omdat dat God deur die eeue heen mense juist gestuur het om moeilike dinge te doen, sodat ons afhanklikheid van hom kan groter word. En daarom mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.